Ons kies vanaand om u naam groot te maak, Here. Ons neem die besluit, ons het dit besluit en ons doen dit. Ons bring lof en eer en dank aan u, Jesus, wat vir ons hierdie onbeskryflike prys betaal het, dat ons kan lewe, en dat u in ons kan kom woon deur u Gees. En dat ons vanaand weer eens soos gebruiklik paraat gemaak kan word teen die aanslag wat die wêreld na ons toe loods. Die wêreld haat God en die wêreld haat hulle in wie God se Gees woon. Maar u berei ons voor, u rus ons toe om staande te kan bly in hierdie stryd. En dankie Jesus, dat u vanaand weer eens vir ons 'n geleentheid gee, om stil te kan kom staan, en 'n bietjie voorraad opname maak van ons eie lewens, in terme van lewe ek regtig. Ons eer en ons loof en prys u. Amen. Ek groet vir jou in die naam van Jesus, vir wie ek nog nie gegroet het nie. Dis die spulpunt van die Christen kalender rondom hierdie tyd waar Jesus gekruisig was, wat saamgeval het met die Joodse Pasga, wat ook vir ons dan daarop dui dat Jesus was die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En dis die bewys daarvan het plaasgevind oor hierdie tydperk. En ek lees vir jou Johannes 14, waar ons die afgelope 3 weke mees by stil gestaan het. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Laat jou hart nie onseker word nie. Want Satan het genoeg aandeel om ontsteltenis te bring in mense se lewens. En nou sê Jesus vir ons, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Baie vertalings gebruik ander woorde daarso. Many rooms or many mansions, a place to settle, a place to stay, a place to rest, a place to remain, a place to dwell, a place to sojourn. Dis 'n plek waar jy rustig kan wees, veilig kan wees, beskut kan wees. Jesus het gegaan om vir ons daai plek voor te berei, waar 'n Vader staan en wag ontvanklik vir hulle wie daar opdaag. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, ek gaan om vir julle ruimte te maak, sê hy. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hy gaan ons begelei na daar waar hy is. Is dit nie wonderlik nie? En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u heen gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg. Met ander woorde, daai bestemming, daai lewenstyl. Ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê vir ons, hy is waarheid. Hy sê vir ons, hy is die weg. Hy sê ook vir ons, hy is die lewe. Baie mense bestaan net. Daar's geen lewe hier binne nie. Dis 'n voortbestaan, is 'n dag tot dag net aangaan deur al die bewegings van die dag, wat jou kalender ook al vir jou sê en voorskryf, daardeur gaan mense, maar daar's geen lewe nie. Hoekom sê ek so? Want jy sien dit op mense se gesigte. Daar's nie 'n opgewondenheid oor lewe nie. Dit ontbreek in ons tyd. Nou, hoe speel hierdie in jou en my lewe af, dit wat Jesus vir ons gesê het, hy is vir ons die lewe. Hoe speel dit in jou lewe af? Vir bykans 3,5 jaar het Jesus vir ons die manifest van God se koninkryk kom demonstreer. Hy het dit nie net gepreek nie, hy het dit geleef.
Hy het dit gedoen, en het mense aan die koninkryk van God voorgestel met hierdie manifest. Ons ken dit as die bergpredikasie. Die laaste week van daardie tyd was hy saam met sy disippels totdat alles tot 'n spits gedryf was, met die wete dat sy tyd aangebreek het en dan nog 'n profesie wat vervul gaan word toe hy Jerusalem ingery het op 'n esel. Nou sit vir ons gou die prentjie daarop asseblief, Daggie. 'n Esel is een van daardie diere wat mense amper wil dink, dis nie 'n statige dier nie, maar die wonderlike daarvan is die kruis op daai dier se rug. Elke donkie het daai kruis op sy rug, en Jesus het op hom ingery, geweet dat hy gaan aan daai kruis vasgespijker word. Hy het dit geweet. En nogtans het hy gekies om op 'n donkie in Jerusalem in te ry. En die skare roep daar met luide roepe, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Wat hulle eintlik gesê het is, daardie woord Hosanna beteken eintlik, verlos ons, maak ons vry. Maar die vryheid wat hulle na gesoek het, was die vryheid van die Romeinse onderdrukkers. Baie mense in ons tyd is nie vry nie. Hulle dink hulle is. Want die vrymaking wat hulle soek is nie die vrymaking wat Jesus wil aanbied nie. Hulle het die punt gemis. So ook met ons. Hulle sing hierdie Hosannas, maar hulle was nog steeds vasgevang in slawerny, vasgevang in tradisie, vasgevang in oorlewering. Hulle was nog nie vry nie. En profeties roep hulle uit, Hosanna, maak ons vry. Maak ons vry. En die aand toe Jesus met sy disippels daar aan die tafel gesit het met die viering van die Pasga, was die disippels se gedagte, Pasga soos ons het nog al die jare geniet het. Gaan die lammetjie eet, ons gaan die brood eet, ons gaan die wyn drink, en dis Pasga. En ons vier dit die tyd toe die engel van die dood oor almal gegaan het, behalwe daar waar die bloed aan die deurposte gever was, het die engel van die dood, die destroyer, sê die Engelse vertaling vir ons, die vernietiger, die engel van die dood, oor hulle gegaan het. 'n ander kosbare beskrywing daarvan is, dat daar die deurposte wat geverf was met die bloed is waar God geheers het. En die vernietiger het verbygegaan daar waar God geheers het. Die bloed spreek vir ons nie net van die vrymaking nie, maar ook van lewe. Hulle het gelewe wie se deurposte met bloed beverf was. Daar was lewe in daardie huise, terwyl by die Egiptenare het die eerstgeborenes almal mens en dier gesterf. Jesus zat aan die tafel met die wete dat hy binnekort gearresteer gaan word, onregverdig verhoor gaan word, gespot en geslaan gaan word, en sy disippels gaan vlug en ontken dat hulle hom ken. Hy het dit geweet. Hy gaan gekruisig word, omdat valse vonnisse oor hom uitgespreek is. Hy gaan daar die kruis self moet dra, na die koppie daar buite, diezelfde koppie wat ek glo ook, waar Dawid destyds Goliat se kop gaan plant het, nadat hy vir Goliat oorwin het. En daar die koppie wat bekend staan is hoofskedelkoppie, wat die skedel van Goliat was, wat 'n plek van oorwinning is. Daar waar hy vir Goliat oorwin het, gaan Jesus ook na 'n koppie van oorwinning. Op die oog af lyk dit soos neerlaag. Op oog af lyk dit soos verskriklik vernederend. Maar diep binne het Jesus geweet, hierdie vernedering gaan lewe bring. Min het dit geweet, die wat daar staan. Die simboliese verowering van die vyand. Hoor net hoe stel Paulus het vir ons in Kolossense 2, ek wil dit net met jou deel. In Kolossense 2 sê hy vir ons, ja, tot die dood toe was hy, ja, hy sê vir hulle, ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredinge
en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredinge vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat daar die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in die triomf meegevoer het. Kruisversuk oorwinning was nie noodwendig net vernedering en 'n skande kruis nie. Jezus het dit vir ons gedoen in oorwinning. Matteus 12:20 het Jezus self ook gesê, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Totdat hy die reg tot oorwinning laat seevier. Dis 'n seevierende gebeurtenis, nie net vernedering nie. Ek en jy is bestem tot oorwinning. Ek en jy is bestem tot oorwinning en nie vernedering nie en nie neerlaag nie. Hoe stel Paulus vir ons in 1 Korintiërs 15? En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklees en hierdie sterflike met onsterflikheid beklees, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Daar is nie oorwinning in dood vir die gelowige nie. Vir die gelowige is dit lewe. Dood is bloot 'n oorgang na 'n nuwe lewe in Christus. Dis nie begrafnis nie, vanaand terloops. Jezus het die dood in die gesig gekyk. En na die nagmaal, toe hy in die tuin gaan bid het, Matteus 26, toe kom Jezus met hulle in die plek waar die naam Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. In daardie oomblikke toe Jezus besef het, hierdie is die einde, vir hom as persoon, vir hom as mens, wie ook God was, het die menslike element gesê, my siel is bedroef tot die dood toe. Ek en jy hoef nie daardie benoudheid deur te maak nie. Ek en jy hoef nie die benoudheid van die dood te vrees nie. Maar Jesus sê vir sy disippels, bly hier by my, waak saam met my, en ons weet hulle kon nie, dit was vir hulle moeilik gewees. Jare daarna skryf Paulus, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe, en nou staar hy self dood in die oë. In sy nood het hy op sy disippels staat gemaak. In jou nood, op wie maak jy staat? Nou bid Jezus, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Hierdie bittere oomblik wat hy vir jou en vir my die beker moes ledig, wou hy dit net verby laat gaan. En daardie oomblik toe die ganse mensdom se sondes op hom neergekom het, die wat was, die wat is en die wat nog sou kom, se sondes op daai oomblik op hom neergekom. Kan ek en jy indink hoe dit vir hom moes gevoel het? As jy na jou eie lewe in retrospeksie kyk, dan voel jy soms, maar dit is nie lekker nie. Hierdie beker is nie 'n lekker beker nie. En Jesus het die ganse mensdom se sondes op hom gesien op daai stadium. Nogtans nie my wil nie, laat U wil geskied. En dit veroorsaak dat ons hom net opnuut lief kry. Dit veroorsaak dat jy Jesus opnuut lief kry vir hierdie onbeskryflike daad
wat daar plaasgevind het. Ek het hom lief, omdat hy my uit my verlede uitgered het. En ek het hom lief, omdat hy my gehelp het om mense wie my seer gemaak het, my te nagekom het, te kan vergewe. Hy het my gehelp om dit te kan doen. Ek het hom lief, omdat die lewe wat ek gedink het ek lewe, hy het my nuwe lewe kom gee het, sodat ek waarlik kan lewe. En in daardie lewe Christus Jesus as my persoonlike verlosser en saligmaker kon vind. En die pad met hom saamstap. En hy my begelei na daardie plek wat hy besig is om vir ons voor te berei. Die mensdom is nog steeds wreed en ongenaakbaar. En Jezus met sy sending het hy dit soveel keer beleef, hoe dat die godsdienstige leiers hom gekritiseer het. Sy autoriteit bevraagteken het. Dink na die tyd toe die man by Bethesda, die bad van Bethesda gaan genees het, en die fariseërs, die skrifgeleerdes, die owerpriesters hom weer gevra het en uitgevra het en betwyfel het dat sy autoriteit, waar kom jou autoriteit vandaan? Was sy antwoord voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Oorgegaan uit die dood in die lewe. Is eintlik 'n pragtige woord, wat in die oorspronklike taal iets sê, wat in ons taal eintlik nie 'n beskrywing het nie. Ons taal is te arm om hierdie woord regtig vir ons te laat verstaan, wat dit beteken. Uit die dood oorgegaan in die geestelike lewe, hierdie opstanding wat Jezus vir ons kom bewerk het. En wanneer Jezus in Johannes 5:24 vir ons sê, dat uit die dood in die lewe oorgegaan het, beskryf hy 'n beslissende, eenmalige, geestelike oorgang. Jy het oorgegaan hierso, dit is 'n besliste gebeurtenis, dit is 'n bewustelike gebeurtenis, dit is nie iets wat jy hoop nie, dit is nie iets wat jy dink nie, dit is nie iets wat jy inbestudeer nie, dit is iets wat gebeur, die oomblik wanneer jy glo, 'n bewustelike oorgaan in hierdie nuwe lewe. Nie 'n geleidelike verbetering in nou se lewe nie, nie 'n nuwe blaadjie omslaan nie, nie 'n godsdienstige opgradering nie, maar 'n redding, 'n toestand van geestelike dood wat oorgegaan het na lewe toe. Oorgegaan uit die dood na die lewe. Het jy? Het jy daai ervaring waar jy oorgegaan het uit die ou lewe na 'n nuwe lewe in Christus? Geestelik dood gewees, mors dood. Die Bybel leer ons dat die mensdom sonder God is in 'n toestand van geestelike dood. Paulus sê dit vir ons mooi in Efesiërs 2, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Is 'n geestelike dood wat hy van praat. Dit was nie fisies dood, jy was nie in die graf nie. Jy wat dood was in jou ou lewe, dood was deur die misdade en die sondes, het hy lewend gemaak. Jy het oorgegaan in hierdie nuwe lewe. Hierdie dood was ook 'n skeiding van God. Daar's geen verhouding met hom nie. Geen verlang en begeerte na hom nie. Geestelik dood. 'n Skeiding van die lewe van God. Afgesny van sy teenwoordigheid. Nie in staat om op hom te reageer nie. Soos die loot wat van 'n wingerdstok net afgesny is en daar is hy eenkant mors dood. Daar's geen lewe in hom meer nie. Jy was so gewees. En die vraag is, lewe jy nou? Lewe jy nou regtig? Want dis wat hy gedoen het vir jou. En hierdie lewe is 'n gawe, is 'n geskenk. Jy kan dit nie koop nie. Daar's nie 'n manier wat ek en jy sal kan bekostig as dit koopbaar sou gewees het nie. Dis 'n geskenk wat hy net gee, gratis en verniet. Om hierdie lewe oor te gaan beteken om geestelik lewend gemaak te word deur Jesus, om weer met God verbind te word en met hom te kan kommunikeer en met hom gemeenskap te kan hê. Dis nie iets wat stadig gebeur nie, dis 'n oombliklike gebeurtenis. Efesiërs 2:5 Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Dis 'n
genade geskenk wat hy vir jou gee. Daar's niks wat jy kan doen nie. Dankbaar dat ou Martin Luther ook dit uitgevind het en vir ons die hervorming gebring het. Hy sê, nee, dis genade. Dis nie werke nie. Dis niks wat ek kan doen nie. Hy sê die nuwe geboorte wat Jesus van gepraat het toe hy met Nicodemus in gesprek was daar in Johannes 3. Hy sê vir Nicodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, wat gees gebore is gees, is 'n geestelike geboorte. Jy kan dit nie fisies verklaar nie. Dis 'n geestelike gebeurtenis. En jy weet dit. Dis wat die wonderlik daarvan is, God se gees kom bevestig dit in jou hart. Dit het gebeur. Dis 'n gebeurtenis wat jy so seker dat dit gebeur het. En die aard van hierdie oorgang, die Griekse woord wat daar in die wortelwoord is oorgegaan uit dood na lewe, is in die perfekte tyd. Dis 'n betekenis wat is 'n voltooide aksie. Dit hoef nooit weer te gebeur nie. Jesus het dit eens en vir altyd gedoen. Nooit weer hoef dit herhaal te word nie. Met 'n voortdurende effek. As jy dit beleef het, dan leef dit voort. Daar's 'n gevaar, jy kan dit verloor. Jy kan dit verloor. Maar ons gaan nie daaroor praat vanaand, kom ons praat oor lewe. Oorgegaan en dit gaan voort. Jy lewe vir ewig. Ek hoef dit nie hernie nie, dis nie soos lidmaatskap wat jy elke jaar moet hernie nie. Dit lewe vir ewig voort. En ons bevestig dit gedurig soos wat ons met mekaar kom. Bevestig ons net daai gebeurtenis, soos wat ons nou vanaand ook doen. Ons bevestig dit net. Dit het gebeur. Ons vier dit. Paulus sê vir ons in Kolossense 1:13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van sy liefde. Oorgebring het na sy koninkryk. Deel van God se koninkryk. Nie meer van hier nie, van sy koninkryk. Nou wat beteken vir jou en my in ons daaglikse lewe, in ons daaglikse wandel? Wat beteken dit vir ons? Eerste plek is dit sekuriteit. Absolute sekuriteit. Dit is nie 'n wankelrige of tydelike status nie, dit is vas. Jy het die ewige lewe en jy val nie in die oordeel nie. En dit gee vrede. Dit gee sekuriteit om te weet ek is gered. Al is ons in hierdie wêreld en al is ons in hierdie wêreld met al sy moeilikhede, is daar 'n sekerheid van ek het 'n sekuriteit. My woning wat Jesus gaan vir my berei is vas. Die plek daar wat hy vir ons voorberei is vas en seker. Waar dit is, wag en sien. En kom net daar. Dit gee jou identiteit. Hierdie lewe wat Christus gee vir jou identiteit. Jy word nie gedefinieer deur jou verlede nie. Baie mense leef met hulle verlede saam. Dit sleep saam soos 'n dooie liggaam wat hulle aan vasgebind het en hulle is altyd deur in hierdie verlede en die ou lewe en dit ag jy verstaan nie my omstandighede, jy verstaan nie my lewe nie. Ag jy weet nie waar ek vandaan. Want dan lewe jy nog nie as jy nog mors dood. Jy het nodig om verlos te word. Verlos te word van jou verlede. Jy leef nie in jou verlede nie. Dit is wat die wonderlikheid gee vir jou identiteit. Jou sondes is verby, dis vergewe. Jy is nou lewend vir God. Jou sondes, die oortreding is verwyder, so ver as die ooste van die weste verwyder is. Jo, dis ver. Dis baie ver. So ver verwyder hy jou oortredinge van jou. Jy het identiteit, jy is kind van God, want hy gee vir jou autoriteit daartoe. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Dit gee jou identiteit. Dit gee ook 'n sending. Gemaak ander net soos jy. Jy het dit ervaar, gaan doen jy dit vir hulle ook. Want ons is skuldenaars om die evangelie in dieselfde mate te deel as wat ons het ontvang. Jy het lewe ontvang, spreek lewe, deel lewe in ons bitter, sondige en genadeloose wêreld. Gaan deel lewe, spreek lewe oral waar jy gaan. Daar's genoeg wat dit vernietig, daar's genoeg wat dit verwoes, daar's genoeg wat negatief en bitter is. Ons het nie nodig om daartoe by te dra nie. Ons spreek lewe. In Christus is die dood nie meer ons bestemming nie. Glad nie.
Die lewe is ons bestemming. Dis ons eindbestemming, lewe. Ons vrees nie die dood nie. Nie eendag nie, maar nou lewe jy. Ons leef vanuit 'n plek van opstanding, waar Jesus dit vir ons bewerk het, en daarom het ons hom so ontsettend lief. Hoor wat sê vir ons in Johannes 10. Ek is die deur. Hy is nie die weg nie, hy is nie die waarheid nie, hy is nie die lewe nie, hy is ook die deur, hy is soos wat hy baie ander is. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, 'n oorvloedslewe. Ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En dis wat hy gedoen het. En hy hoef dit nooit weer te doen nie. En ek en jy kan dit jaar na jaar vier en sê, dankie Jesus, dat u dit vir ons gedoen het. Ons is nie hartseer nie. Ons is nie verbitterd nie. Ons lewe. Want Jesus het vir ons lewe gegee. En daarom gaan ons hierdie hele naweek deur met 'n blydskap in ons harte. Jesus, dankie. Dankie dat u dit vir my gedoen het. En dat u vir ons die dood verower het. Dat u vir ons oorwinning kom bring het. Jy hoef nie 'n slagoffer te wees van jou omstandighede nie. Jy hoef nie 'n slagoffer te wees van jou verlede nie. Jy's vrygemaak daarvan. Jy's vry daarvan. Jy leef nie meer daar nie. Jy's daardeur. Dis verby. En dit is afgehandelde saak.